Professor Hannes Redlinghuis se grade, deel 2. Ek is Professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in een van my boeke wat ek gekoop het, ek dink spesifiek aan my Encyclopedie, Nuwe Testamentiese Afrikaanse Encyclopedie wat ek skryf, waarvan 3 boeke reeds beskikbaar is in druk, is in sirkulasie, is al 4 boeke, 500 bladsye dik, al 3 van hulle, en so ek is besig met nommer 4 tans, wat dieselfde gaan wees. Die eerste boek is die inleiding, die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is die boek Efese tot by die boek Hebreërs, al die boeke tussenin. En dan is ek besig met Jakobus, die 4de boek tot en met by Judas. Maar sou jy belangstel in daai 3 boeke, kan jy my kontak. Hier is my kontaknommers hierbo en ek gaan dit vir u gee. My WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Soos jy kan sien hierso bo, né? Het is natuurlijk uiters noodsaaklik dat jy inteken op YouTube kanaal, sodat jy kan al die verskillende kennisgewings van al die studies wat ons doen, kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisse. Dit is uiters belangrik, luister mooi. Uiters belangrik, ons vereenselwig ons nie met een van die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, ons die verwant aan die 7-dag Adventiste Kerk, Jehovah Witnesses, Katholieke of Protestante nie. Ons behoort aan niemand in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en that is that. Ons studeer die woord. Ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, wat in 1860 deur die ene Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal was, en volgens hierdie Bybel is dit dan so dat die naam Jesus in werklikheid Jaffa is, die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Goed, ek gaan aan waar ek opgehou het verlede week, en ek gaan verder gee. Nou hoor ek dat ou Arend gitaarspelertjie, Shame, die ou het 'n syndroom, weet jy wat? Hy kan nie vinnig genoeg vir almal vertel dat ek het nog niks van my grade gewys nie. Ou Pel, jy het Aspros en Disprins nodig, want ek hierdie grade wys, want jy val van jou stoele af, jy en al jou NAR trouwante, almal van julle, gaan van julle stoele afval, glo my. Maak nou maar weer 'n video en maak jouself verder comic en dis hoe dit is. Jy kan kyk, ek kan bepaal wat kyk. Wie is al die tyd besig met verdagmakery? Goed, ek gaan aan. Ek word as 'n nasionale evangelis in die gemeentes van Christus aangestel. Onmiddellik nooi pastoor Tini Wessels, wie vandag in 2026 die moderator is van die gemeente van Christus, daai jare my na sy gemeente te Kempton Park, waar die EE3 eskatologiese ekspansie 3 kursus aanbied, suksesvol aanbied in sy gemeente. Op daai stadium het ek die grootste groep gehad in die gemeentes van Christus en dit was my sukses omdat ek 'n evangelis is en ek mense oplei. My mense in my kerk het nie kom sit in die banke waarom sit nie. Ons het hulle opgelei in die woord. Na 6 maande word ek deur pastoor Willie Liebenberg van Springs gemeente genooi om 'n week lank spesiale dienste by hulle te kom hou. Ons reis elke aand vanaf Woodfield na Springs vir hierdie dienste. Ek bedien die eskatologie en onmiddellik is die kerk in daai week stampvol mense, want hulle het gesukkel, daar was nie veel mense gewees nie. Na 'n week van spesiale dienste vra pastoor Willie my om die res van die maand ook met hierdie spesiale dienste aan te hou, wat ek toe instem en toe doen. Na die maand van spesiale dienste verduidelik pastoor Willie, wie ook reeds 'n bejaarde pastoor was, dat hy weens gesondheidsredes die gemeente nie meer kan hanteer nie of behartig nie, en dat die gemeente voel dat ons as herderspaar na Springs moet beroep word, en dat hy as visiepastoor onder my bediening sal dien. Kort storie lang te maak, ons het Springs gemeente vir meer as 7 jaar bedien. My meisiekind, Nelly, sy is in standaard 6 daar begin, en sy het haar matriek daar klaar gemaak.
in Huguenote meisieskool. Ek sê ons het Springs gemeente vir meer as 7 jaar bedien, waar ons intussen tyd bouplanne laat optrek het vir die kerk, om die kerk 3 keer groter te maak, want die kerk het uit sy nate uitgebars. My werksomstandighede het skielik verander en ons is genoodsaak om 1998 na Natal te verhuis. Ek skryf my eerste boek. Terwyl ons in Natal gewoon het die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dit in my gees geplaas, dat na meer as 25 jaar se navorsing en studies in die eskatologie, dat die tyd geleë is, dat ek die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring moes skryf, wat dan ook die begin van 22 ander boeke sou word. En dis almal dik boeke, A4 en A5 boeke. Hierna het ek die voorreg gehad om 7,5 jaar op TV, dis kruiskyk te preek, terwyl ek by Patmos Studios by David Slabbert, Moreletta Park, my preke en my studies opgeneem het in sy atelier, Patmos Studios. Wonderlike mense. Nadat my 6de boek verskyn het, kontak Dr. Nico Koetser my, van Roepersfontein bediening, en hy verduidelik dat hy reeds, ek en hy is vriende vir baie jare, en hy verduidelik dat hy reeds al my boeke besit, en dit in meeste van sy kerke, hy het so 20 gemeentes gehad op daai stadium, het vandag baie meer, seker om 35, 37 kerke, en meeste van sy kerke, deur sy pastore, as handboeke gebruik word vir geestelike opleiding van hulle mense in hulle gemeentes. Dr. Nico Koetser verduidelik dat die Commonwealth, nou moet hierdie ouens wat so kritiek is, julle moet julle seatbelts vasmaak, hier kom dit. Dr. Nico Koetser verduidelik dat Commonwealth Universiteit in Pretoria, dit is 'n satelliet universiteit, mense wie reeds vir jare in verskillende aspekte van die samelewing gepresteer het, deur die universiteit genadig sal word vir persoonlike onderhoude. Met ander woorde, ons soek mense wat lewensvaardig is, mense wat die kennis het, mense wat kennis opgedoen het. My eerste kontak met Commonwealth University in Pretoria. Later word ek deur professor Johan van der Merwe van Commonwealth Universiteit Pretoria gekontak en ek word na Sinnewil kampus genooi vir 'n onderhoud. En terselfdertyd moet ek van my boeke saamneem wat ek reeds geskryf het. Dis waarvoor professor Johan van der Merwe dan gevra het, want hy was ingelig deur Dr. Nico Koetser. Ek word meegedeel dat Commonwealth Universiteit een van die grootste universiteite ter wêreld is en dat hulle grade wêreldwyd geakkrediteer is. Hoor julle mooi, geakkrediteer is. Ek gaan julle wys wanneer ek julle die grade wys, die akkreditasiemerke. Geakkrediteer. Praat nie van my Pick n Pay gekoop nie. Ek word meegedeel dat vele mense reeds deur die jare by Commonwealth Universiteit Pretoria verskillende meestersgrade en doktorgrade verwerf het. By hierdie kampus te Sinnewil Pretoria sien ek vele mense rondbeweeg wat werklik indrukwekkend lyk. Na my onderhoud met 2 van die professore word ek meegedeel dat die universiteit my later sal kontak. 2 weke later word ek gekontak en meegedeel dat die universiteit op grond van my teologiese diploma van 3 jaar, die feit dat ek 3 gemeentes oor 'n tydperk van 18 jaar bedien het, waar is daai Jafel wat gesê het, ek het nie een gemeente gehad nie, en die feit dat ek 'n spesialis in die vakgebied van die eskatologie is, waarvan 6 boeke, A4 en A5 boeke, wat ek toe reeds op daardie tyd geskryf het, getuig, en dat ek krediete gekrediteer word vir die beskryf van my boeke, en dat hulle gradeer my tot op 'n bakkalaureus honeursgraad. En dit beteken dat ek onmiddellike toelating gegee word om met my meestersgraad te begin. Het julle gehoor wat dit gebeur? Ek is gegradeer op grond van my boeke wat ek geskryf het. Hele groot bekke het nog nooit eers 'n traktaatjie geskryf nie. En u moet my verskoon dat ek direk met hierdie ouens praat. Eintlik moet ek hulle in ordentlike Afrikaans praat. Ek word weer na Sinnewil kampus genooi, waar ek aan professor Marius Herald voorgestel word.
en dat hy gestel word en dat hy my meesters en my doktorgrade my daarin gaan assisteer. Met ander woorde, die Engelse woord is, hy sal my tutor wees in die tyd wat ek dan my meesters en my doktorale graad dan doen. Met die registrering van my meestersgraad se titel, ek weet nie of julle ouens eers weet nie, wanneer jy 'n meestersgraad doen, moet jou titel geregistreer word. Wanneer jy 'n doktorale graad doen, moet daai doktorale graad geregistreer word by die universiteit. Met die geregistrering van my meestersgraad se titel word ek meegedeel dat Commonwealth Universiteit nie grade in die eskatologie doen nie, want ek wil in die eskatologie opgelei word. Ek is 'n spesialis in die eskatologie. Op daai stadium seker die laaste 35 jaar. So, dit is hoekom ek dan by die universiteit aangesluit het. Ek word meegedeel dat Commonwealth Universiteit nie grade in die eskatologie doen nie, maar dat hulle my na Calvary University, 'n susters universiteit sal oorplaas, want dit is 'n wêreldwye Christelike universiteit wat in hierdie vakgebied van die eskatologie spesialiseer. Ek wil net, alright, kom ek los dit eers net daar. Na 2 jaar van dag en nag se studies, ek het so 16 tot 18 ure 'n dag ingesit in my studies vir 2 jaar, my meestersgraad. Omdat ek my eie besighede het, Pastoor Rika het my geassisteer by die besigheid. Ek was daar, ek het daar gestudeer, van daar vat ek my boeke goed huis toe en dan gaan ek verder aan tot 1, 2, 3 uur in die nag. Na 2 jaar van dag en nag se studies, 7 dae 'n week, is my verhandeling vir my meestersgraad gereed. Ek wil net sê, jy doen dit in 6 gedeeltes. Dit is 6 gedeeltes is 'n meestersgraad. Toe ek my eerste gedeelte vir Prof Marius Harold gee, toe bel hy my, hy sê hy stuur dit vir my terug. Dis te omvattend. Ek moet alles klaarmaak en die hele verhandeling vir hulle gee. Want dis eskatologie, daai ouens het nie 'n klou van die eskatologie nie. Soms 99% van julle nie 'n klou van die eskatologie nie. Dis my vakgebied, nie Hebreërs nie, nie Grieks nie, eskatologie. So Prof Marius sê vir my dat ek moet die verhandeling klaarmaak en dit dan vir hom gee dat hy deurgaan en daarna sal ons dit in beleer laat bin en dit dan stuur vir Commonwealth Universiteit. Hy doen natuurlik alles. Na 'n paar maande word my meestersgraad per pos vir my gestuur. My meestersgraad, want dit was nie vir my moontlik om die gradeplegtiging te Sinnewil se kampus by te woon nie. Nou wat ek nou gaan doen, ek gaan vir u my meestersgraad wys. Nou hier's julle ouens, julle moet julle seatbelts vasmaak. Hier sien u nou my meestersgraad. Ek het natuurlik die graad hier op my skoot, waar ek van hier af met u gaan gesels, en dan kan u na dit kyk waarna ek wys. Daarbo aan sy Calvary University, International Institution of Higher Learning. Nou ek wil hier moet kyk op die linkerkant, dan sien jy CQA merk, dit is die akkreditasie merk wat daar sit. Dis nie 'n Pick n Pay gekoopte graadjie nie, of iemand by Spar of Special was nie. Dis 'n akkreditasiemerk wat daai is, dis 'n watermerk. Master of Divinity in Systematic Theology, dis nie waarvoor ek ingeskryf het nie. Ek het ingeskryf vir 'n graad in eskatologie, wat ek toe meegedeel was, hulle kan my nie gradeer in die eskatologie nie, want die kursus is nie, hulle doen nie 'n eskatologie kursus nie. En dis hoekom sê my kursus wat ek aanbied vir die laaste 15 jaar in my Bybelskool, is die enigste van sy soort in die wêreld. Dis die enigste van sy soort in die wêreld. Daar's nie 'n tweede een nie. Goed, dan as jy regs kyk, dan sien jy die embleem van Calvary University, die 3 kruise. Nou sê hy Master of Divinity in Systematic Theology, we hereby certify that Johannes Hermanus Redelinghuis, nou hier donker, has fulfilled all the requirements of this qualifications, demonstrated by completing of the required course of studies and upon was a recommendation of the facility and by action of the Board of Trustees. We hereby confirm the
that certifies that degree was with all the right and privileges thereunder belonging, a witness thereof. We have hetero, soos nou, fliek our signatures and the seal of the institution. Nou links onder sien jy die seal van die institusie, Calvary University, met hulle merk op. Nou sê hy date, the 12th of May 2007. Op die regterkant sê hy sien, daarso het die chancellor het geteken daarso, die dean van die facility het geteken. Ek probeer nou lees wat daar staan, ek kan nie daar lekker sien nie. Alright, maar het lyk die sekretaris het dit geteken. Dan onder, certificate number 33579. 33579 vir julle ouens wat kan gaan huiswerk doen. Alright. Nou sê hy onder. Nou, hierdie Robbie ou, wat nou die dag my so uitgehaal het oor my grade, gesê het, is 'n bonkers universiteit, en is 'n bonkers graad. Weet jy wat, jou graad wat jy vir my gestuur het, ek dink jy het 137 of iets krediete. Kyk my krediete daar, 690 krediete. Nou as jy 'n meestersgraad gekry het met 137 krediete, dan beteken dit dat ek kon amper 6 grade, meestersgrade, met dieselfde prestasie gekry het. Julle het nog nooit sulke tellinge van gehoor by die universiteit nie. Total, nou sê 690, total national postgrade credits. Ja. Dit stuur in julle maag, né? Studies and replica completed at Commonwealth Training Consultants, en daar's al die inligting daaronder. So kyk na hierdie graad en gaan drink 'n bietjie rennies daarna. Julle spookpredikers. Julle, en gaan in plain Afrikaans sê, wat julle bekke vol het oor my in die laaste 10 jaar. Dis ook nie die goed opgesit het nie, ek wou dit nie opsit nie. Want weet jy wat, julle staan in die skaduwee van hierdie kwalifikasies. Julle het dit nog nooit gesien nie. So hier is dit, die graad soos wat dit daarbo gewys word. En wanneer ek sê ek wys dit met trots, dan is dit nie die tipe trots wat veroorsaak het dat die Satan tot 'n val gekom het nie. Trots het Satan tot 'n, of eintlik nie Satan nie, hy word genoem, ek wil nou net hierdie neersit hierso, is Lucifer, hy was die môrester gewees wat sy val veroorsaak het. So het ons dit. Nou ja, dis iets om te ervaar, dis iets om te sien. En weet jy wat, ek sê aan Jaffa al die eer eerstens vir hierdie meestersgraad, en vir Pastoor Rika, my vrou wat my dag en nag bygestaan het, en vandag na al die jare nog steeds bystaan. Weet jy wat, dit gaan nie vir my oor die graad, dit gaan nie oor dit wat op my muur hang nie. Nee, dit gaan oor dit wat hierso sit. Dit gaan oor dit wat Jaffa vir my sê. En dis wat ek vir julle ouens gesê het. Julle het al die verskriklike grade en al die goed, en julle het nog nooit eens 'n traktaatjie geskryf nie. Nie eens probeer nie. Maar weet julle het niks om oor te sê. Nou praat ek spesifiek met Aaron Botha en sy 2 handlangers en hierdie ander mannetjie. Julle het niks om oor te skryf nie. Julle het niks om oor te skryf nie. Hoeveel siele het julle na Jaffa Shoa toe gebring? En weet jy, ek kry geen eer daarvoor nie. Jaffa kry al die eer. Ek wil net hê wat jy moet weet, dit werk. Nou goed, wat ek nou vir u gaan doen, ek gaan nou vir u my doktorale graad wys, en dan kan u verder kyk hierna, en julle ouens kan verder naar word. Nou ja, hier's my doktorale graad, daar kan julle hom sien, daar wys ek hom vir u. Dis nie iets wat in Pick n Pay gekoop was nie. Nou weer, bo Calvary Universiteit, International Institution of Higher Learning. Nou bo links is die akkreditasie embleem van Calvary Universiteit, Doctor of Divinity in Theology. Ek moes eintlik geweet in eschatology. Maar weet jy wat, dit gaan nie oor wat daar staan nie. Ek weet wat hier staan. My boeke, kom ons sê so, die 17 boeke wat geskryf is van die 23 boeke, is eskatologiese boeke. Hulle is daar. Doctor of Divinity in Theology, we hereby certify that Johannes Hermanus Redlinghuis, en nou sê hy dieselfde, as fulfill the requirement, qualifications, demonstrations, alles gaan presies dieselfde as dit in die meestersgraad. This date, the 10th day of January
2009. So met ander woorde, ek het in 4 jaar se tyd 'n meester en 'n doktorale graad gedoen, waarvan toe my doktorale graad by die universiteit uitkom, toe sê Prof Marius Harold vir my, dat die professors was verbaas, hulle dit in hulle lewe nog nooit gelees nie. En dis hoekom my boek, Israel's Rapture, jy dit moet kry. Dis 'n verwerking van my doktorale graad. Date, the 10th of January 2009, nou sê hy certificate number, my sertifikaatnommer, skryf hom af, want ek gaan vir julle die kontaknommers gee, dat julle kan bel en uitvind. 34264, kom ek gee hom weer, sertifikaatnommer 34264, links is die universiteit se embleem op die rooi seël, en nou maak jou sitplek gordel vas. Total National, wat wil jy daar sien, Postgraduate Credits, 840. Weet jy wat die Prof Marius vir my gesê? Daai tyd was ek 'n pastoor. Hy het my gesê, pastoor, ons het nog nooit van sulke krediete gehoor nie. Nog nooit. Kyk daai krediete. En dan is dit geteken deur die chancellor van die universiteit, Calvary University, the dean en die secretary wat daar geteken het. Studies, replica compiled at Commonwealth Training Consultants, daar's academic learning center, en daar's al die gegevens daaronder. Nou wil ek vir die vraag, lyk dit vir jou soos iets wat by Checkers of Pick n Pay gekoop is? Ek hoor Aaron Botha verwys na hom as 'n dokter. Ek wonder waar het hy dit gedoen? By pastoor Theo Wolmerand se Bybelskool? Theo Wolmerand, wat homself 'n apostel gemaak het? Kan jy dit vir iemand verduidelik? Ek sal te skaam wees om te sê ek het daar geleer. So hier het jy nou my doktorale graad gesien, Calvary University geregistreer, Professor Marius Harold gee my toestemming, ek het nou my proefskrif vir my doktoraat gedoen, en na 2 jaar het ek dan my graad geontvang. Weer 'n keer, ek kon dit nie daar gaan kry by die grade plegtige nie, daar was 'n rede gewees, ons was in Natal, en vandag is ek seker die blyste ou dat dit nooit gebeur het nie, want ek het nie hulle katholieke drag aangetrek nie. Daai verskillende togas en alles is als deel van 'n katholieke en 'n vrymesselaar sisteem drag. Alles. So dankbaar, ek het dit nooit nodig gehad om aan te trek nie. Nou, vir die derde ene. Ek gaan vir u my Bybel, die EEBISA, Eskatologiese Eindtyd Bybel Instituut, gaan ek vir u wys, en dan gaan ek daaroor praat. As gevolg van al my boeke wat ek reeds geskryf het, en die feit dat daar geen Bybelskool in die wêreld is wat 'n eskatologiese diploma kursus aanbied nie, word op 3 Januarie 2008 die Eskatologiese Eindtyd Bybel Instituut van Suid-Afrika gestig. Hierdie is 'n gratis 4 jaar, gratis, nie geld maak nie. Gratis 4 jaar kursus wat bestaan uit 'n 3 jaar eskatologiese kursus, nie teologie nie, eskatologiese kursus. En dan vir die mense wat pastore word, 'n addisionele jaar, 4 jaar in teologie. Wat natuurlik dan 'n praktiese jaar is, wat gaan oor doop, kerkadministrasie, homiletiek, spreekkuns, dit gaan oor dit wat jy nodig het, onderdompeling, kinderinseën, begrafenis, dis 'n jaar van praktiese opleiding. Hierdie kursus kry jy nêrens in die wêreld nie. En my studente wat gegradeer het in die college, sal enige van hierdie ouens vou, soos kladpapier, wanneer dit by die eskatologie kom, en by die teologie. Ons het tans in 2644 studente reeds deur ons Bybel College gehad, wat by die EEBISA Eskatologiese
Bybelinstituut van Suid-Afrika, wie almal hul kursus voltooi het. Daarom, maar ek wil ook sê, van die 244 het nie almal gegradeer nie, want die woord sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Maar in totaal, 244 studentenommers is reeds uitgegee. Dit is behalwe die duisende studente, wat die kursus vir selfkennis doen. Duisende. Weet jy wat, as jy op die webtuiste gaan, kan jy my kursus kry. As jy hier kan jy bo kyk, by my webtuiste, klik jy hom, as jy oopmaak, die eerste sê lesings, die tweede een sê EEBISA, Eskatologiese Eindtyd Bybelinstituut, jy klik op hom, hy begin by lesing 1, deel A en dan deel B, dan lesing 2, deel A, deel B. Jy kan deur die hele 3 jaar kursus stap, dis alles daarso, dis gratis. Jy skryf nie eksamens nie, niks nie, jy kry nie diploma's of sertifikate nie, maar dit is nie wat teen die muur hang nie, dis wat hierso is. En daar het ons duisende mense wat die kursus doen. Dit gaan nie oor wat op die muur is nie. Dit gaan oor selfkennis. Goed, ek gaan vir u eers die vereistes gee om 'n professor te word. Wat is die vereistes om 'n professor te word? Die internet self verduidelik die volgende: om 'n professor by 'n akademiese instansie te wees of 'n institusie benodig jy eerstens 'n doktorale graad, PhD, dit wat ek vir julle gewys het, my doktorale graad. Waar is hy? Dit het jy nodig. Ten minste meesters en doktorale graad om gereken te kan word as 'n professor. Kom ons kyk verder. Dan jare se ondervinding. Ek wil net sê hierdie kom van die internet af voor. Ek het hierdie van die internet afgetrek. Doktorale graad PhD, dan jare se ondervinding in jou vakgebied. Dan jare se ondervinding in navorsing. In 50 jaar navorsing kwalifiseer ek. Jare se ondervinding in die vakgebied, ek dink daarvan spreek al my boeke wat ek geskryf het. Dan talle gepubliseerde wetenskaplike artikels of boeke, 23 boeke, joh. Dan 'n sterk akademiese reputasie in jou vakgebied. Ek word wêreldwyd geken as die eskatoloog in Suid-Afrika. Nie omdat ek dink ek is iets fancy nie, maar ek het nog nie by 'n eskatoloog uitgekom nie. Nog nie een keer nie. Dis 'n senior rank om 'n professor te wees. Dit is nie 'n graad kursus wat gevolg kan word nie. Professorskap vloei gewoonlik deur bevordering uit 'n pos as 'n dosent of mede-professor. So ek is 'n dosent in my Bybelskool vir die laaste 15 jaar. So ek gradeer daarin. My akademiese kwalifikasies om 'n professor genoem te word. Dis wat julle alle ons mos so naar maak. 'n doktorale graad PH, want dit is die hoogste akademiese graad en dit is 'n absolute vereiste vir 'n professor se aard. Ek, professor Hannes, vind nie een van hierdie genoemde akademiese vereistes waar ek aan nie onderskeidings kwalifiseer nie. Dit is waarom die Eskatologiese Eindtyd Bybelinstituut van Suid-Afrika my as 'n professor aangestel het. Nou, hier kan u my EEBISA, Eskatologiese Eindtyd Bybelinstituut Suid-Afrika, kan u dit sien, Pretoria Campus. We hereby certify that Dr. Johannes Hermanus Redinghuis, PhD, MPhD, Eskat, want ek is 'n professor in die eskatologie, have the requirements for the institution, professor in eschatology, Ephesians 4 verse 1, therefore, prisoner of Yahweh Elohim, beseech you that walk worthy of the vocation hereby you are called. En dan is dit geteken deur die verskillende professors met die embleem, en daar kan jy dit op die seël sien met my graadnommer of met die sertifikaatnommer, want ek het 'n sertifikaat gekry. Dated 20th
day of November 2014. Nou daar kan u dit sien. Baie universiteite gee nie eers 'n diploma nie. Ek het 'n diploma ontvang wat sê ek is 'n professor in die eskatologie by die Bybel Instituut van Suid-Afrika, Eskatologiese Eindtyd Bybel Instituut van Suid-Afrika, en daar is dit alles wat in plek val met al die kwalifikasies volgens die internet. Het jy nou alles self gesien? Nou wat ek nou gaan doen, ek gaan vir u Calvary Universiteit se kontakinformasie gee. Ek gaan vir u daar, as jy dit nodig het, dan kan jy dit afskryf. Ek dink jy kan die video stop en jy kan dit afskryf. Calvary University, Kansas City, Missouri, code 64147, gaan dit weer sê, Calvary Universiteit, Kansas City, Missouri, kode 64147. Dan sê information, +1 816 322 3960. Ek gee dit weer, +1 816 322 3960. Admissions, dan sê admissions@calvary.edu. Weer 'n keer, admissions@calvary.edu. Phone +1 816 322 010. Ek gee hom weer, +1 816 322 010. Foonnommer, phone, +1 800 326 3960. Ek gee hom weer, foon, +1 800 800 326 3960. Vir jare word na my as 'n kultusleier verwys. 'n Kult. En dat ons 'n kultbeweging is. Kom ons kyk gou-gou en ek gaan afsluit hiermee. Wat is die kwalifikasies om 'n kult of 'n kulte te stig? Eerstens moet jy niks tussen jou ore hê nie. En die mense wat jou volg, moet nog minder hê. Ek dink nie 'n ou wat sulke grade wys, kwalifiseer om 'n kultleier te wees nie. Die laaste paar jaar word aanhoudend na ons as Javiste as 'n kult verwys. Waarom? Want die Satan en sy NAR-trawante hele spul. En die predikers het nie die antwoord vir dit wat in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version van 1860 geskryf staan nie. Julle het nie die antwoorde nie. Finale kommentaar. Vir jare moes ek, Prof. Hannes, die moedswillige aggressie van verskillende mense verdra, omdat hulle aan ons eie Suid-Afrikaanse syndroomsiekte ly, naamlik blaatante jaloesie en afguns, omdat hulle nog nooit enige sukses in hulle eie bedienings behaal het nie, en nie kan sien dat die son van geregtigheid oor my en hierdie bediening skyn nie, terwyl duisende siele reeds tot bekering gekom het, en honderde weer reeds in die wêreld in die naam van Yahshua tot vergifnis van hulle sondes geonderdompel is, en dit hulle Javiste gemaak het. Vir my, Prof. Hannes, is hierdie nou die geleentheid om julle agtervelle, ek wil dit nie in Afrikaans sê nie, behoorlik af te trek. Maar ek gaan nie. Ek gaan nie Satan enige eer of plek gee om dit nou te doen nie. As jy my vyandig gesind is, as jy wie my vyandig gesind is, 20% bereik het wat ek bereik het gedurende die laaste 50 jaar, van harde werk, navorsing, studies, toewyding, hier tot rede om te roem. Anderster moet jy jou bekeer. Want die wederkoms van Yahshua is naby. Nou om vir jou te wys, ek het niks teen niemand nie. Ons gaan afsluit met gebed. Vader, ek kom en ek sê dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om my saak te stel. En Paulus kom en hy sê dat wanneer ons roem ons in Yahshua, die volleinder van ons geloof. Ons het niks om in te roem nie. Ons sê net dankie vir elke geleentheid in my lewe wat jy my geskenk het, en Pastorika geskenk het, om te doen wat ons gedoen het, en nog steeds mee besig is. Ek wil bid dat u met hierdie mense wat aanhoudend vyandig gesind is,
dat U hulle red, dat U deur die Ruach HaKodesh in hulle lewens invat en dat hulle besef, hulle is besig om skade aan die koninkrykswerk te doen. En die woord sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek vas te maak en die see te spring. Ek wil bid dat hierdie woord en hierdie gebed die naprediker sal wees tot redding van hulle siele. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jahvashua. Halleluja. Nou wil ek net sê, versprei hierdie inligting so ver as wat jy kan, laat die mense dit kry, laat hulle dit hoor, en as jy meer wil weet, kan jy my kontak. Moenie my nuwe reeks mis, is die digitale ID, die merk van die Antichrist nie. Groete, ek is professor Hannes Redlinghuis. Maranatha, Jahvashua kom weer. Halleluja.